Ek wil jou vanoggend vra of jy regtig glo dit wat jy bid. Of bid jy maar net omdat jy wil bid en is dit 'n gewoonte by jou of glo jy wat jy bid? Want as jy glo wat jy bid, dan kan ek jou vandag waarborg. Jy gaan ontvang dit wat jy bid. So dan kan nie twyfel by jou wees. Daar kan nie enigsins 'n greintjie van twyfel in jou gebedslewe wees nie. Want die oomblik wanneer ek en jy twyfel, dan keer dit die hand van Jahwe van jou lewe af en van jou gebed af. So ek wil jou vra vandag, glo jy werklik waar wat jy bid? Want dit help nie ons bid, maar ons glo nie dit wat ons bid nie. Dit help nie ons bid en ons het nie hierdie verwagting en eintlik hierdie wete dat die God van hemel en aarde gaan my en jou antwoord nie. Want dis een ding om te glo, ek het laasweek vir jou gesê, dis een ding om te glo, dis 'n ander ding om te weet, en as jy weet, dan gaan jy anders te bid. Maar hoekom glo ons nie as ons bid nie? Hoekom glo ons nie? Hoekom glo ons nie? Want daar's baie keer dat dit wat ons bid, kanselleer ons met ons eie woorde. Ons kanselleer dit, want jy bid dalk vir gesondheid, en as jy met iemand praat, dan sê jy, oeg nee, ek is nie goed nie. Dit gaan nie goed met my nie, my gesondheid is nie goed nie, maar jy dan gebid vir jou gesondheid. So wat moet Vader nou doen? Jou woorde kanselleer jou gebed. So glo ons werklik waar wat ons bid, want dit wat jy glo, dit wat jy bid, moet jy begin uitleef met daardie wete dat die God van hemel en aarde gaan jou gebed verhoor. Kyk gou weer, hier in die Handelinge hoofstuk 12, weer eens in Handelinge hoofstuk 12, kom Petrus, hy stap uit die gevangenis uit, hy het 'n amazing wonderwerk ervaar, en die gemeente is onophoudelik besig om vir hom te bid. Nou kom Petrus, en hy kom klop aan die deur. Nou wil ek gou vir jou lees, en luister nou wat gebeur hier. En ek wil hê dat jy jouself moet vind in hierdie scenario. Want kyk wat gebeur hier, vers 13, en toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en met blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Ek verstaan hoekom sy dit gedoen het, want hier's die gemeente besig om te bid vir Petrus, en sy hoor Petrus se stem en sy raak so opgewonde dat sy vergeet om die deur oop te maak en sy hardloop terug en sy sê, ouens, Petrus is by die deur. Nou kyk die algemene reaksie van almal wat saam bid. Kyk gou die algemene reaksie. Vers 15. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Met ander woorde, hulle reaksie is, hoor hierso, jy's van jou kop af, man. Jy's mal. Petrus is in die tronk. En hier's die ouens besig om te bid. Nou kyk die scenario. Hulle bid, hulle roep na Vader. Hulle sê, Vader, help vir Petrus. Hy's in die gevangenis. Jakobus is doodgemaak. Vader, u weet die omstandighede. Die Jode is teen ons. Vader, hy gaan sy lewe verloor. Hy's in gevangenis. Vader, ons bid vir Petrus, ons leier, ons geestelike leier. Vader, ons roep na u, dat u sal ingryp. U sê, klop aan die deur. Da. Hardloop uit, hier kom die boodskap terug. Hoor hierso, Petrus is by die deur. Jy's mal, man. Jy's van jou kop af. Vader, help vir Petrus. Kan jy sien waar lê die probleem? Die probleem lê, hulle roep na Vader vir 'n wonderwerk. Die oomblik toe die wonderwerk gebeur, sê hulle, dis onmoontlik. Kan nie gebeur. Kan nie gebeur nie. Eintlik het hulle gebed gekanselleer. Ek is so dankbaar, Vader het opgetree voordat daai twyfel gekom het. Maar ouens, baie keer gebeur dit in ons lewe dat ons glo nie wat ons bid nie. Ons glo nie wat ons bid nie. So ek wil by jou hierdie tuis bring, sodat jy vandag kan besef dat my aksie, my reaksie, my gedagtepatroon, my woorde en hoe ek funksioneer met betrekking tot wat ek bid, is belangrik. Dit help nie ek bid een ding en ek leef iets anders nie. Dit help nie ek bid en ek vra vir Vader vir hulp en ek bid en ek roep uit en ek vra vir wonderwerke, maar ek is nie bereid om die pad te stap
en my geloof in aksie te sit nie. Want dan help dit nie. So of dit nou iets groots is en of dit nou kleins is, dit maak nie saak nie. Ek en jy moet ons geloof behou in terme van gebed. En die oomblik was ons dit verloor, moet ons nie verwag dat ons enigsins 'n wonderwerk gaan ervaar en beleef nie. Want onthou een ding, Vader reageer in terme van jou geloof. Weet jy wat doen Yeshua? Yeshua, hy's besig om siekes gesond te maak, en dan kom daar mense, en dan vra Yeshua hulle die vraag. Hy vra, glo jy dat ek jou kan gesond maak? Dan antwoord die persoon, ja meester, ek glo. En wat doen meester Yeshua dan? Sê hy, Vader, laat dit wees volgens sy geloof. En wat gebeur dan? Op grond van daai persoon se geloof kom daar genesing of daar kom nie. En ek lees in die woord, elke keer het daar genesing plaasgevind. Hoekom? Want daai persoon het sy geloof in aksie gesit. Dit help nie ons sê een ding en ons praat 'n ander ding of ons doen 'n ander ding. Dit help nie ons bid een ding en ons doen die teenoorgestelde. En hier kom die woord en dit leer ons, want hierdie ouens, hulle is besig om te bid, hulle roep na Vader, hulle sê, Vader, help vir Petrus, en hier staan Petrus by die deur, en sê, hoor hierso, maak vir my oop, nee, jy's kranksinnig, jy's mal, jy het dit verloor, groen dakkies toe vir jou, want ons is mos nou besig om te bid vir Petrus, nee, vergeet dit, Vader, help vir Petrus, maar Petrus staan by die deur, want Vader antwoord jou gebed. So, ouens, glo ons werklik waar wat ons bid, en ek wil vandag jou challenge. Ek wil jou challenge. Moenie net bid omdat bid is nie. Moenie net die Bybel lees omdat jy die Bybel lees nie. Glo wat jy lees. Moenie net bid omdat jy wil bid nie. Begin om te glo wat jy bid. Begin om uit te leef dit wat jy bid. As jy bid vir finansies, man, begin wandel in daai voorsiening. As jy bid vir genesing, begin wandel in daai genesing. As jy bid vir 'n ander werk, man, begin al sien en manifesteer die ander werk wat in jou lewe inkom. Dat Vader 'n deur sal oopmaak en deurbrake vir jou gaan maak, sodat jy kan weet dat hy is die God van hemel en aarde wat vir jou deurkom. Halleluja, halleluja. Mense, ek wil vir jou hierdie challenge gee, dat jy van vandag af sal begin glo wat jy bid. En dat jy sal kom tot by 'n wete, dat jy sal weet dat die lewende God is 'n realiteit en hy sal vir jou deurkom. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is. Jy moet 'n wonderlike, geseënde Dinsdag hê. Van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Shalom.